Goeiemôre vriende, ons eer die Here dat ons andermaal weer kan saam wees rondom sy woord. Wat 'n wonderlike voorreg om verder aan te gaan met hierdie reeksie verhoudingsprobleme en die Bybelse oplossings daarvoor. Nou, ons het nou al so 'n paar boodskapies hanteer oor hierdie baie belangrike saak. Ons het gepraat oor verhoudings in die algemeen en hoe sonde dan hierdie wig ingeslaan het, hierdie verhoudings tussen God en die mens en tussen die mens en die mens skade kom aandoen het, kom verbreek het en dan ook die Bybelse oplossings waarmee ons tans besig is. Ek het vir gesê die enkel belangrikste verhouding wat vir ons in die woord opgeteken is die huweliksverhouding. Nou ons is tans besig om te praat oor die gedagte van dat die man sy vader moet verlaat, sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Ek het vir al reeds gesê dat hierdie verlaat, dit sluit die man en die vrou in. En dan die aankleef gaan ons vanmôre sien hoe dit die man en die vrou insluit en dan die een word is die man en die vrou. Efesiërs 5:31 sê, daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees wees. Sien u, daar bestaan nie 'n ding soos 'n huwelik tussen 'n man en 'n man nie. God het die man en die vrou van die begin geskape. Hy het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder. Daarom is die enigste Bybels erkende huwelik 'n huwelik tussen 'n man en 'n vrou. Ag vriende, as ons vanmôre gaan kyk na die gedagte van aankleef, gaan u sien hoe belangrik is hierdie huweliksverhouding vir die Here self. Hy sê in die eerste plek die man en die vrou moet verlaat. En wat moet hulle dan doen? Hulle moet mekaar aankleef. En ons gaan gou kyk na wat hierdie gedagte beteken. En weer 'n keer sê ek vir u, hierdie is maar so lusmakertjie om vir u verder te laat ondersoek instel oor hierdie bepaalde saak, want dis belangrik om te sien voor wie ons die belofte afgelê het en wie eendag van ons rekenskap gaan eis oor die belofte wat ons gemaak het. Ek het vir u gesê wat het Martin Luther gesê. Hy sê voor jy trou kan jy die een kies wat jy wil lief hê. Na jy getroud is moet jy die een lief hê wat jy gekies het. Dis die Bybelse beginsel. En daarom wil ek vir u sê dat ons vanmôre hierdie aankleefgedagte moet bekyk van naderby en sien wat die Here vir ons wil leer. Nou vriende, God se bloudruk vir die huwelik beveel mans en vrouens aan om mekaar aan te kleef. U sien, deesdae trou baie jong paartjies met die gedagte dat as die huwelik nie werk nie, sal hulle maar skei. Dis amper asof hulle eet voor die Here aflê, voor die getuies wat by die huwelikseremonie was, en dan het hulle so halwe 'n voetnota wat hulle in hierdie belofte aflê, naamlik ons sal nie van mekaar skei nie behalwe as ons probleme te groot raak, of behalwe as daar nie genoeg finansies is nie, of behalwe as daar 'n derde party na vore tree, of behalwe my persoonlikheid en jou nie lekker oor die weg kom nie. En daar is nie so iets in die Bybel te vind nie. U sien, dis nie God se plan of gedagte met die mens nie. U sien, volgens die Bybel is God se gedagte dat die huwelik 'n permanente verhouding moet wees, waar die man en vrou mekaar moet aankleef. Dis die Bybelse beginsel. Vriende, die huwelik is nie 'n blote gelukspel nie, maar 'n doelbewuste keuse. Dit is nie slegs 'n saak van gerief nie, maar van gehoorsaamheid. Baie paartjies en in besonder wanneer dit kom by die manlike geslag, dink as hy nou getroud is, gaan hy elke aand die voorreg hê om seksueel te verkeer met sy vrou. Daar gaan elke aand een of ander huweliksvoorreg vir hom wees. En baie keer dink die vrou sy trou die man omdat hy elke keer haar gaan bederf as hy iets graag wil hê. En dis nie wat die Bybel vir ons wil leer nie. Want jy sien, baie keer bring hierdie goed spanning en dan loop dit uit op 'n egskeiding en hulle verstaan nie die belofte wat hulle voor God gemaak het nie. Dis nie 'n saak van gerief nie, maar van gehoorsaamheid. Dit hang nie af van blote geluk nie, vriende, maar van hoe gewillig en vasberade 'n mens is om daarvan 'n sukses te maak. Daarom is die huwelik nie 'n gevoel wat ek kry en dan met hierdie gevoel reageer ek en dan sê ek ja voor die kansel en dan hoop ek maar vir die beste verder nie. Nee, God het 'n huwelik ingestel tussen een man en een vrou met die doel dat hierdie huwelik lewenslank sal wees tot God hulle deur die dood wegneem, en dan kan hulle ook voor hom rekenskap gee van hierdie geweldige toegewydheid in hulle huwelik wat die Here dan in die eerste verheerlik het en dan mekaar, ek amper sê gedien het en nader aan mekaar getrek het. U sien, 'n gelukkige huwelik is eerder op toewyding gegrond as op gevoel of fisieke aantrekkingskrag. Ag, ek onthou op 'n stadium, as jy so met die jong manne praat, die meeste jong manne wil daardie mooi blond hê, en die meeste jong dames wil daardie tall, dark and handsome man hê. En dan s hulle so 'n jaar of 3 in hierdie huwelik en dan kom jy agter dat hierdie fisieke aantrekkingskrag is besig om te kwyn. Die vrou is miskien swanger, sy tel miskien gewig op, die man kom nie meer so baie by die gimnasium uit nie, en ewe skielik kom hulle agter hulle sit met 'n geweldige probleem. Ek gaan vir u die oplossing gee. Efesiërs 5:25
en 22 en 25 sê vir ons. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Manne, met julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het. Maleagi 2 vers 14, en julle vra, waarom? Omdat die Here getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug, aan wie hy ontrou geword het, terwyl sy tog jou metgesel is, en die vrou van jou verbond. Want ek haat egskeiding, sê die Here, die God van Israel. As 'n mens gaan kyk na die egskeidingssyfer in Suid-Afrika en wêreldwyd, is dit tot oor die 50% van eerste huwelike wat in die egskeidingshof beland. Hulle beweer hierby oor die 80 na 85% van tweede huwelike en dan hier in die 90% van derde huwelike wat in die egskeidingshof beland. Luister vriende, as jy nie met die eerste vrou oor die weg kan kom nie, is die kans baie min dat jy met die tweede of die derde of die vierde een oor die weg gaan kom. Die huwelik is 'n onherroepelike verbond of ooreenkoms waaraan ons verbind. Vriende, dis wanneer twee mense by mekaar kom en 'n belofte voor God maak, dat hulle ook hierdie eenheid vorm waar hulle dan aankleef. Hulle verlaat en nou kleef hulle mekaar aan en hulle beloof dat hulle getrou aan mekaar sal bly, wat ook al gebeur, tot die dood hulle skei. Die vrou beloof dat sy getrou sal bly, selfs al word haar man miskien vet of bles of bysiende, selfs as hy sy gesondheid, sy rykdom, sy werk, sy charme verloor, selfs as iemand meer opwindend op die toneel verskyn, dan maak sy die belofte. Die man beloof om getrou te bly, selfs al word sy vrou miskien vir hom so 'n bietjie meer mollig en al sy miskien nie so netjies en onderdanig soos hy graag sou verkies sy moet wees nie. En al bevredig sy nie sy seksuele behoeftes soos hy wil nie, of selfs al spandeer sy die geld nie altyd so oordeelkundig soos wat hy hoop sy sal dit doen nie, dan sê die Bybel vir ons baie duidelik, hy moet verlaat en hy moet aankleef. U sien, om te trou beteken dat die man en die vrou 'n verhouding sluit waardeur beide volle verantwoordelikheid aanvaar en waarin hulle onvoorwaardelik aan mekaar verbind is, ongeag watter probleme mag opduik. En ag vriende, ons kan hierdie saak kosbaar vergelyk met die wedergeboorte. U sien, wanneer mens weergebore word, wanneer jy 'n kind van God word, dan laat vaar jy jou ou lewe, jou eie geregtigheid, jou eie pogings, die pogings om jouself te red, en jy wend jou na Christus wat gesterf het in die plek van die sondaars. Wanneer jy jou na Christus keer, gee jouself aan hom. Vriende, dit is so belangrik dat ons sal sien, dat die klem van geloof is juis in 'n persoonlike oorgawe aan Christus. Die kern daarvan is 'n persoonlike oorgawe. Jy beloof om hom volkome te vertrou en om hom getrou en ywerig te dien, ongeag hoe jy voel of watter probleme mag opduik. En dis presies dieselfde in die huwelik. Die huwelik wat God voorskryf is die volkome en onherroepelike oorgawe van twee mense aan mekaar. Die huwelik wat God beveel, vereis dat die huwelikspaar sekere dinge en mense moet laat vaar, mekaar moet aankleef, in voorspoed en teëspoed, vreugde en smart, en wanneer hulle met mekaar verskil, nog steeds in liefde met mekaar kan gesels om sodoende die probleme op te los. Dit beteken dat mense hulle probleme in die oë moet kyk, huwelikspaartjies dit met mekaar moet bespreek en met die hulp van God ook 'n oplossing te soek wat die Here welbehaaglik sal wees. Hulle moet eerder hulle probleme probeer oplos as om daarvan weg te hardloop, want daar is geen uitweg in die huwelik nie. Die huwelik is 'n lewenslange verbintenis, waar jy as man en jy as vrou voor God gesê het, Here, tot die dood ons skei. Ek wil vir u kosbare raad gee en ek sluit daarmee af. Filippense 3 vers 7 tot 9. Die apostel Paulus sê, maar wat vir my wins was, dit ek om Christus wil skade geag. Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou het om Christus as wins te verkry en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet het is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof. U sien, soos Paulus alles verlaat het om Christus te volg, so kom hierdie praktiese voorbeeld ook na my en jou kant toe. Ons moet ook verlaat, sodat ons kan aankleef die een wat ons liefhet, sodat ons God kan verheerlik. Partykeer moet jy maar opofferings maak. Partykeer is daar dinge wat jy moet laat vaar, wat miskien vir jou belangrik was in jou lewe. Maar onthou die dag as jy gesê het, Here, ek beloof om hierdie vrou lief te hê. En die dag as jy daardie dokument teken,
om te sê dat jy trou hierdie man of jy trou hierdie vrou, vriende, dan is dit 'n lewenslange verbintenis. Ons gaan bietjie later praat oor dinge wat kan gebeur in 'n huwelik. Wat die Bybel vir ons sê, daar 'n moontlikheid kan wees dat 'n mens uitmekaar kan gaan. Maar die gedagte vanmôre dan, die Here sê, die man en die vrou moet verlaat en dan moet hulle aankleef. Hulle twee word 'n eenheid. En ons gaan bietjie kyk maandag as die Here ons paar na wat hierdie eenheid beteken. Groete vir u, seën, en mag die Here vir jou en my wysheid gee in ons huwelike. Want mense kyk na ons, die wêreld kyk na ons, hulle soek 'n voorbeeld, en alwaar hulle voorbeeld gaan kry is in die kinders van God se lewens wat getrou aan die Here en ongetrou aan mekaar sal lewe. Baie groete, baie seën, mooi dag verder, tada.